Geliefdes, ons lees nou saam uit die woord van die Here, soos wat dit vir ons opgeteken staan in Matteus 6. Matteus 6, en ons gaan daarvan saam lees vanaf vers 19 tot en met vers 34. En dan ons fokusverse gaan lees verse 25 en 26. En ek gaan vanoggend voor om vir ons te lees uit die 2020 vertaling, net vir die onthaalwe van verstaanbaarheid in die natuurlike vloei wat hy ook bied. Maar jy is ook dan welkom om saam te volg in enige ander vertaling. Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak nie, daar waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel. Maar maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, daar waar mot en roes nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Die oog is die lamp van die liggaam. As jou oog suiwer is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog boos is, sal jou hele liggaam donker wees. As die lig in jou donker is, hoe groot is die duisternis nie? Niemand kan twee baase dien nie, want hy sal of die een haat en die ander lief hê, of hy sal aan die een loyaal wees en aan die ander een verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle sal eet, of wat julle sal drink, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe dan nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Let op die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle versamel niks in skure nie. Tog sorg julle hemelse Vader vir hulle. Is julle nie meer werd as hulle nie? Wie van julle kan deur hom te bekommer een el by sy lewe voeg? En waarom is julle oor klere bekommer? Let op die wilde narsings, hoe hulle groei. Hulle soeg nie en hulle spin nie, maar ek sê vir julle, self Salomo in al sy pragt was nie soos een van hulle geklee nie. As God die gras van die veld, wat vandag daar staan en môre in 'n oond gegooi word, so kleer, hoeveel te meer nie vir julle nie, klein gelowiges? Moet julle daarom nie bekommer en vra, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Dit is immers alles dinge waarna die heidene nasies soek. Julle hemelse Vader weet tog wat julle alles nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moet julle dus nie bekommer oor die dag van môre nie, want môre sal hom oor homself bekommer. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Ons lees tot sover. Ons fokusverse is dan nou verse 25 en 26, en ek lees hulle net graag weer vir ons voor. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle sal eet, of oor wat julle sal drink, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe dan nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Let op die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle versamel niks in skure nie. Tog sorg julle hemelse Vader vir hulle. Is julle nie meer werd as hulle nie? Geliefde gemeente, die lewe is duur. En 'n mens hoor hierdie klag by elkeen van ons. Daar word planne gemaak om die lewensduurte te bekamp en binne perke te hou. En 'n mens wonder of die nadruk darm nie te veel op die lewe en al sy vele behoeftes val nie. En ons kan natuurlik hierdie behoeftes vermenigvuldig. Dit hang net af van ons lewenswyse. En daar spreek baie mense ook graag van lewensvreugde en van lewensgeluk en lewensvermaak. En dit alles is duur, dit is baie duur. En ook die baie lewensgeriewe wat op die mark aangebied word. Ons weet egter glad nie hoe duur die lewe werklik is nie. Want ons moet na die skrif toe gaan om enigsins dit te kan bepaal. Lewensduurte word hier die hoogte ingedruk. Want die skrif ken 'n geweldige hoë plek in die menslike lewe toe.
En ons sal hier praat oor ons lewensbestaan uit die mooi woorde wat tog so bekend is. En dit gaan oor ons voedsel en ons klere en oor die voëls en hulle voedsel en wat die Hemelse Vader dag na dag ook vir hulle gee. En dit lyk asof die skrif 'n middel het om die lewe heeltemal goedkoop te kan maak. En of die skrif die grootste lewenskwelling van vandag uit die weg kan ruim. Hy wat God in die midde van die lewe kan stel, het inderdaad rus gevind en praat nie meer saam met die wêreld oor lewensduurte nie. So 'n persoon se bekommernis is nie meer die daaglikse behoeftes nie, omdat hy weet van God se sorg. En ons wil hierdie klem plaas op hoe die skrif ons vermaan om ons lewens in die ewigheidslig te sien en om die seën te erf van die belydenis van die naam van Jesus Christus en om Christus te sien aan die begin en aan die einde van ons lewens. En geliefdes, wat is die kwaal? Die dodelike kwaal van 'n sukkelende wêreld. En die kwaal is die lewe se bekommernis oor wat sal ek eet? Of wat sal ek drink? Of wat sal ek aantrek? Voedsel en kleding is dit wat die lewe duur maak. Elkeen het sy lewenswyse en is van voorneme om daardie lewenswyse in ere te behou. Maar dan moet ons onsself die vraag afvra, lees ons dan nie meer God se woord nie? Of lees ons dit dalk verkeerd? Want hier staan dit tog duidelik, moenie julle kwel oor julle lewe wat julle sal eet of drink nie, of oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie. God se woord moet tog in die middel van ons lewens staan. En geliefdes, ons hoor dikwels mense van hierdie geslag wat sê dat God se woord nie meer vandag kan geld nie. En geliefde gemeente, die waarheid van gister verander nie van vandag nie. En die waarheid van môre gaan ook nie verander nie. Die waarheid is die waarheid. En dan kan ons ook sê, natuurlik is voedsel en kleding belangrik, want ons wil tog nie kaal en honger mense sien nie. En ons wil ook nie so wees nie. Maar die skrif kom, en die skrif wil alles eers in die regte orde plaas. Christus wil eers laat ons sien hoe God alles sien. Dat die lewe meer is as net voedsel en kleding, want dit is uit God se hand. Lewe is ons eintlike bestaan, en dit is altyd die hoofsaak. Die lewe is meer as aardse en tydelike dinge, en die lewe moet ook nie net gaan oor voedsel en kleding nie. Want ons elkeen weet tog dat die lewe gejaag is en die lewe is ook gespanne. En ons hoor mense wat oorwerk is veral hierdie tyd van die jaar, waar ons ook so aan die einde van die jaar kom. En ons hoor van siektes wat die gevolge is van ons gejaag na ons basiese behoeftes en begeertes. En dan kom Christus en hy stel dit net mooi anders op. Hy stel dit dat ons 'n toegewyde lewe aan God moet leef en daarna sal God sorg. Geliefde gemeente, Jesus stel die vraag, is die lewe dan nie meer as voedsel nie, en die liggaam meer as klere nie? Ons sien dit daar in ons fokusvers, vers 25. En daarmee wys hy dat ons dikwels alles verkeerd omplaas. Ons maak voedsel en klere die hoofsaak, terwyl dit eintlik die bysaak is. Die lewe self is meer, want dit kom uit God se hand. Hy het ons geskep, hy het ons bestaan gewil, en hy hou dit dag vir dag ook in stand. Die skrif leer ons dus om voedsel en klere nie die doel van die lewe te maak nie, maar om dit diensbaar te maak aan die lewe wat God ook vir ons elkeen gee. En ons hoor elke dag mense wat kla oor spanning en oor werkwees, om siektes, 'n lewe wat bestaan uit 'n gejaag na behoeftes. Die wêreld het die lewe ondergeskik gemaak aan materiële dinge. Maar Christus kom en hy draai dit om. Hy sê, die lewe self is die kosbaarste, en dit moet gewyd wees aan God. Die wêreld praat van materialisme en die diens aan Mammon, en dit is inderdaad so, maar Christus wys dat die lewe meer is. Hy leer ons
dat die lewe ewigheidskarakter het. En wanneer voedsel en klere eendag nie meer nodig sal wees nie, dan gaan die lewe nog steeds voort by God in sy koninkryk. En geliefdes, daarom waarsku hy, moenie vir julle skatte bymekaar maak op aarde nie, maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel. En hier lê die oplossing vir al ons bekommernisse. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Christus self het vir ons die koninkryk oopgemaak. Hy het die regte prys betaal, en nie met geld nie, maar met sy bloed. Hy het sy lewe gegee as losprys, sodat ons die ewige lewe kan ontvang. En daarom begin alles by hom. As ons by Christus begin, dan sien ons die voëls en die lelies in die regte lig. En ons sien dit nie as dinge wat sorgeloosheid leer nie, maar ons sien dit as tekens van die hemelse Vader wat voorsien. God se voorraadskure is vol, en wie sy eie seun nie gespaar het nie, sal ons tog ook saam met hom alles genadiglik skenk. En so leef ons in dankbaarheid. Ons werk, ons eet ons brood, ons trek ons klere aan, maar altyd met die wete dat dit geskenke is uit God se hand. Hy sorg vir sy kinders, en hy bring al sy seëninge deur Christus tot ons. Ons hele lewe en in sterwe behoort aan hom. En so bely ons saam met Paulus, wanneer hy sê, vir my is die lewe Christus, en die sterwe 'n wins. Geliefdes, dit is die geheim teen bekommernis. Begin altyd by die begin. Begin by Christus self. Want ons weet tog, hy is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die een deur wie ons en tot wie ons lewens is. En broers en susters, kom ons sluit af. Jesus se woorde in Matteus 6, vers 25 en 26, is nie net vir ons 'n troos nie, maar dit is ook 'n roep tot vertroue en vryheid. Want hy sê vir ons, wees nie bekommerd oor julle lewe, en dan wys hy na die voëls van die hemel, wat nie plant of oes nie, en tog is hulle gevoed. As God hulle nie vergeet nie, hoeveel te meer sal hy vir ons, sy kinders, ook nie sorg nie. En laat ons vandag hieruit leer, dat ons fokus nie op ons eie bekommernisse, of op die dinge wat verganklik is nie, maar op ons hemelse Vader, wat alles in sy hande het. Ons lewe is meer as net kos en klere, en dit is 'n lewe van geloof, en dit is 'n lewe van toewyding, en ook vrede. Ons hoef nie te kommer of te vrees vir die toekoms nie, want ons Vader sien, en hy weet, en hy versorg. En geliefde gemeente, mag hierdie belofte u hart vandag vul. As jy jou lewe in God se hande plaas, kan jy loslaat van angs en leef in die vryheid wat hy bied. Net soos die voëls in die lug, so kan ons ook sing van sy geloof sonder vrees. Vertrou hom, eet jou brood met dankbaarheid en dra jou klere met vrede en laat jou siel rus in die kennis dat God altyd met u sal wees. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons dank u vir u sorg en u liefde, wat selfs die voëls van die hemel en die blomme van die veld omsluit. Vader, help ons om nie vasgevang te wees deur bekommernis oor kos of klere of die dinge van hierdie wêreld nie. Maak ons harte lig en ons oë oop om u koninkryk eerste te soek, om te vertrou op u voorsiening en ons lewens ook in u hande te plaas. Vader, leer ons om ons harte by u skat te hou, en laat ons elke dag wandel in die vrede en oorgawe aan u. En Vader, wees ook so met ons deur hierdie week wat voorlê, dat ons waarlik u lig kan uitstraal
in hierdie bose wêreld. En mag alles wat ons doen tot eer en verheerliking van U naam wees. In Jesus se naam bid ons dit.